Dis reg. Goed, baie welkom julle. Hier by ons laaste sessie. Nou voor ons begin kyk na die tema, Domie Attie kan ons dalk daai ligte net afsit. Maar voor ons daarna kyk, terwyl ons so sit, kom ons buig eers die hoofde in gebed. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, vanuit U vloei die waarheid. U is die bron van alle goedheid. En U is die skoonheid wat vir ons lewe kleur en geur gee. En daarom bid ons, Here, dat U ons nou sal lei in hierdie sessie wat ons saam het, dat ons as Christene mekaar sal verryk. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Goed, julle, baie welkom. So julle sal sien ons tema is waarheid, goedheid en skoonheid. Nou dit hou 'n bietjie verband met die hele tema van om 'n kathedraal te bou, 'n geestelike kathedraal. As ons as gelowiges kathedrale wil bou wat die toekoms gaan bestaan, dan is dit nodig dat ons eers 'n bietjie deugtes het vir die lewe wat voorlê. Nou daarmee wil ek dan ook begin deur Domie Johan Skutte te bedank vir sy kragtige aanbieding. Hy het nou so 'n paar weke terug vir my gesê wat hy beplan en op grond daarvan het ek my hele aanbieding ingerig om ook daarbey aan te sluit of te probeer dit aan te vul na die beste van my vermoë. Maar ja, daai 4 speuke wat hy hanteer het, sal julle ook sien word ook bevat in hierdie 3 hoofdeugtes: waarheid, goedheid en skoonheid. Kategese was waarheid, simboliek of die liturgie was weer skoonheid. Die Christelike lewe was weer goedheid. So daardie 4 speuke hou verband met hierdie 3 deugtes wat ons dan ook vandag gaan hanteer. En ons vind hierdie 3 deugtes reg deur die skrif. Die hele Bybel is omvat met hierdie 3 deugtes. En as ons as Christene hierdie 3 deugtes in ons eie lewe kan vergestalt en ons kinders kan leer om dit te waardeer, dan is hulle gereed vir al die aanslae in die wêreld. Ek dink is Douglas Wilson wat het gesê het, ek het dit by Prof Alwyn gehoor, maar nietemin hy het gesê dis baie dwaas om te dink jy kan jou kinders van alle boosheid beskerm. Dis baie dom om te dink omdat jy jou kinders gaan tuis onderrig, hulle gaan nie met die boosheid van die wêreld gekonfronteer word nie. Want die boosheid is nie nou buite nie, dis hier binne. Ons is in sonde ontvang en gebore, en so daarom, om te dink jy gaan jou kinders beskerm teen al die boosheid daar buite, is nie baie slim nie. So dan sê Douglas Wilson, die beste is leer jou kinders eerder wat is waar, wat is goed, sodat hulle daardeur die skoonheid van die lewe kan waardeer. En dis dan waarmee ek wil aanraak. So, waarheid, goedheid en skoonheid as Bybelse deugde, 'n lieflike uitkyk op 'n lewe in Christus. En daar sal julle sien, daar is die aanhaling uit Filippense, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is. So, alles wat waar is, dis waarheid. Alles wat eerbaar is, dis goedheid. Alles wat regverdigheid is ook goedheid. Alles wat rein is en lieflik is, wat loflik is, skoonheid. Watter deeg of watter lof daar ook mag wees, bedink dit. So hou jouself daarmee besig, sê Paulus. So hoekom is dit belangrik om hierdie 3 deugtes te verstaan? Wat leer hierdie 3 deugtes vir ons as gelowiges en hoe kan ons dit gebruik om in die lewe voort te gaan? Nou in die wêreld is hierdie 3 deugtes 'n absolute waarheid. Domie Skutte het daarbey aangeraak. Hierdie 3 deugtes kom uit in jou stories. So as jy nie 'n goeie lewens- en wêreldbeskouing het nie, gaan dit gesien word in jou digkuns, dit gaan gesien word in jou musiek, dit gaan gesien word in die stories wat jy vertel. So om werklik deurdrink te word van goedheid, waarheid en skoonheid, gaan jou leer om goeie stories daar te stel, of gaan jou leer om in 'n lewe te wandel wat waardig is, wat Christus uitstraal en Christus verheerlik. So hierdie 3 deugtes word in die wêreld gesien. Almal streef na waarheid. Nou in die modernistiese wêreld, postmodernistiese wêreld, het dit 'n bietjie weggeval. Mense, elkeen hang vas wat vir hom die waarheid is. En tog bly daar 'n absolute waarheid. So waarheid is in die wêreld. Goedheid, mense streef na om iets van die goedheid in die wêreld te begryp. Hulle soek heldhaftigheid, hulle soek braafheid. So die mens hunker na goedheid, maar die ongelowige weet nie om dit te verkry nie. Ons doen.
En dan skoonheid. Nou, vandag, die mense trek skoonheid heeltemal skeef. Ons het het ek so met iemand gepraat, die kuns, jy sien kuns is net 'n kwassie wat mense op 'n wit papier verf, en dan is dit iewes skielik nou pragtig, en dis nie ware skoonheid nie. So ons sal weer 'n bietjie daarna kyk. Maar hierdie 3 deugdes, goedheid, skoonheid en waarheid, dis nie iets niets wat die mens uitgedink het nie. Ons sien klassieke wortels daarvan. Die ou filosowe, die Griekse filosowe soos Plato, Aristoteles, hulle het ook iets van hierdie 3 deugdes in die wêreld probeer naspeur. Nou, omdat hulle nie die waarheid, die absolute waarheid, die woord gehad het nie, kon hulle nooit werklik dit verwoord en dit op die man af kry, wat is ware waarheid en goedheid en skoonheid nie. Maar hulle het geweet, dit bestaan. En daarom dan later lees ons van 'n Christelike kerkvader, die kerkvader Augustinus, wat ook iets hiervan verwoord het. Hy kom leer die waarheid, en daardeur kom die gelowige tot 'n dieper besef van wat is ware goedheid en ware skoonheid in die oog van die Here. En dit is waar ons as Christene dan ook voortbou, en Calvin het ook baie van Augustinus gebruik. Ons vandag het ook 'n groot waardering vir wat Augustinus gedoen het. En daarom die Christelike benadering van hierdie 3 deugdes sien ons in Exodus 3 vers 14, waar God sê, ek is wat ek is. Nou dit is belangrik, want God sê, hy is wat hy is, bedoelende goedheid, waarheid en skoonheid vloei voort van wie hy is. En as ons werklik wil waardeer wat waarheid, goedheid en skoonheid is, moet ons eers die karakter van God goed begryp. So hy is die oorsprong van die betekenis van hierdie deugde. Hierdie deugde is die eienskap van God, wat in die skepping van die mens en die skepping en die mens weerspieël word. Imago Dei. So God het die mens as sy beeld gemaak, en daarom dat die mens hunker na hierdie deugdes. Ons hunker daarna om waarheid te verstaan en goedheid te beleef. Dit is wat ons by die volgende prentjie sien. Goedheid, waarheid, goedheid en skoonheid as Bybelse deugdes is 'n venster op God se karakter. Dis wie God is. En omdat ons na sy beeld geskaap is dit ook iets waarna ons moet streef in ons daaglikse lewe. Ons gaan nou na die tekste kyk. So kom ons kyk na die tekste. So dis nie net iets wat ons uit die duim uitsuig nie. Ons vind dit in die woord. Waarheid, goedheid en skoonheid. En daar's 'n rede hoekom ek dit so geformuleer het. Waarheid, Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore van die Vader, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So eerstens, wat lees ons in Johannes 1 vers 14? Ons sien iets van Christus is die absolute waarheid. So as ons die deugde van waarheid werklik wil waardeer en dit wil uitleef, dan moet ons eers na Christus gaan, en dan Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar is so iets soos absolute waarheid. Die idee van postmodernisme, wat vir jou waar is vir jou waar, en vir my waar is vir my waar, dis iets wat gelukkig baie vinnig ek sien uitsterf, want die mens begryp dit. Daar is so iets soos 'n absolute waarheid, 'n absolute standaard en 'n gewer van goedheid. En dit sien ons in die skrif, is niemand anders as God, die drie enige God nie. So waarheid, en ons kan 'n klomp ander tekste ook aanhaal, maar hierdie twee beskryf dit goed genoeg. Waarheid kom van God af. Maar dan ook goedheid. Psalm 34 vers 9. Smaak en sien dat die Here goed is. Wel geluksalig is die man wat by hom skuil, sê die psalmdigter. Smaak en sien dat God goed is. Goedheid kom van God uit. En dan weer eens Jakobus 1 vers 17. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer. So, daar's niks goeds aan die mens nie. Dis nie dat ons uit ons eie hierdie goeie karakter het nie. Enige iets wat goed is aan die mens, kom van bo af, sê Jakobus. Dit daal van die hemel af neer, van bo af neer, van die Vader van die lig,
by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Goed, so selfs goedheid kom van God alleen uit. En dan skoonheid. Psalm 27 vers 4 nou, dis sekerlik een van my gunsteling psalms. Ja, ek sê dit ook van baie psalms, so Psalm 27 vers 4. Een ding het ek van die Here begeer. Dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Nou die lieflikheid in sommige vertalings word vertaal as mooiheid of skoonheid, maar ja, dat ons die skoonheid van God sal begeer, sê die digter. Dit wat hy begeer. Hy begeer niks anders as die skoonheid wat van God kom nie, en wat hy in die tempel beleef het. En dan Prediker 3 vers 11. Alles het hy mooi geskape op sy tyd. Ook het hy die eeu in hulle hart gelê, sonder dat die mens die werk van God, wat God doen, van begin tot eind kan uitvind. So ja, die goedheid, skoonheid en waarheid, of waarheid, goedheid en skoonheid, vloei voort van God uit. So dit is deugdes wat ons in God self vind, en dit sien ons ook hier. God is die bron van hierdie deugde. Hy is die, as ons werklik as Christene wil voortleef as sy skepsels, om hom te verheerlik in al die fasette van ons lewens, moet ons betekenis in God gaan vind. Die bron van ons bestaan, die rede hoekom ons lewe in ons longe het, die rede hoekom ons asem het om hom te juig. Want God skep ons juis vir die doel om sy waarheid in hierdie wêreld te verkondig, om sy skoonheid in hierdie lewe te weerstraal en sy goedheid te weerspieël in ons karakter. So Psalm 119 vers 68, God se karakter definieer morele werklikheid. So wat hy wil en doen, is wat hy van ons verwag om te doen. Goed, julle verstaan dit, as ons werklik goedheid as deeg wil nastreef, moet ons eers weet, wat is vir God goed? Wat beskou God in sy wil vir die mens om na te streef? Dit goedheid. En dan skoonheid. Skoonheid vloei uit sy heerlikheid. Dis nie bloot in die oog van die kyker nie, maar weerspieël sy majesteit. So as ons werklik die skoonheid, soos God dit bedoel het, wil waardeer, moet ons dit sien soos hy dit gevorm het. En dit bring ons by waarheid. Nou die rede hoekom ons waarheid eers hanteer, ons gaan nou weer 'n bietjie daarby aanraak, maar waarheid, as mens 'n goeie begrip het van waarheid, van wat die woord sê is waar, dan gaan mens 'n goeie begrip hê van wat die Here sê is goed, en van wat die Here begeer is mooi. So waarheid is belangrik, want God is die waarheid. Waarheid word objektief in sy woord gevind, nie subjektief in wat vir my waarheid is nie. Johannes 17 vers 17. Goed, so dit bring ons net by die implikasie, want omdat hierdie realiteit in God gewortel is dit nie die mens wat waarheid, goedheid of skoonheid skep nie. Dis nie ons wat self bepaal wat's goed en waar en mooi nie. Dis die Here self. Goed, so God se karakter is onveranderlik, dis die fundament van al drie deugdes. Hy is die waarheid, hy is die goedheid, en al drie hierdie deugdes wys na hom toe, dit verheerlik hom. Aan hom word die lof gebring, wanneer ons as gelowiges die waarheid nastreef en die waarheid verkondig. Hy word verheerlik wanneer ons as gelowiges doen wat sy wil van ons vra om te doen, wat sy wet van ons vra om te doen. En hy word verheerlik wanneer ons die skoonste kuns doen tot eer en verheerlikheid van God se heilige naam. En dit bring my net weer by hierby, dis maar net wat die postmodernisme sê, ons bepaal nie wat waar en goedheid, skoonheid is nie, dis net God alleen. En dit bring ons by 'n belangrike tema vir ons as Christene. Gemeenskap in Christus, en dis wat hierdie drie deugdes wil bevorder, is gemeenskap in Jesus Christus. Want hy is die perfekte waarheid, die perfekte goedheid en die absolute skoonheid. Hy is die heerlikheid van God geopenbaar in hierdie werklikheid. Hy is die woord van waarheid, sê Johannes, die goeie herder, volgens Psalm 23 en ook volgens Johannes, en die heerlikheid van God geopenbaar. So ons roeping
is hom te aanskou in die gees en in die gees aan hom gelykvormig te word en aan hom die heerlikheid en eer te gee. So in hierdie aanhaling, ons gaan nou kom by wie dit aangehaal het, maar ons roeping is om hom te aanskou, in die gees aan hom gelykvormig te word, so sy karakter, sy goeie karakter deel te maak van ons eie karakter en aan hom die heerlikheid te gee, so aan hom wat die skone is, die eer te bring vir ons lewens. Goed. En dit vind ek by C.S. Lewis. Nou, C.S. Lewis, in sy boek God in Dog, dan hanteer hy baie belangrike beginsel wat ons as kinders van God kan weerspieël of kan implementeer, maar dis ook iets wat ons vir ons kinders moet leer. Nou, al drie hierdie deugdes is iets wat ons by ons kinders moet inteel of by hulle inwerk. Inteel is 'n goeie woord. Ons moet 'n deel maak van hulle hele karakter. Maar ons gaan nou uitkom by prakties hoe ons dit doen en hoe ons hulle kan leer om dit self te weerspieël, maar kom ons kyk net eers wat sê C.S. Lewis met hierdie belangrike beginsel. Hy sê, you can't get second things by putting them first. You can get second things only by putting first things first. So in Afrikaans, vir die wat nou nie Engels mooi verstaan nie, jy kan nie tweede dinge kry as jy hulle eerste plaas nie. Nou wat's tweede dinge? Alles wat ondergeskik is aan goedheid, skoonheid en waarheid. So waarheid, goedheid en skoonheid, hierdie deugdes, dit wat die Christelike lewe wil vorm na die beeld van God. Enige iets wat in stryd is met dit, is tweede. Byvoorbeeld, wanneer ons 'n huis begeer, maar ons plaas dit eerste, sê maar ons plaas dit bo God en ons plaas dit bo dinge wat belangriker is as dit, dan loop ons die gevaar om beide dit te verloor. Nou C.S. Lewis gebruik dit in die voorbeeld van alkohol. Hy sê as iemand byvoorbeeld alkohol sy absolute maak, hy maak alkohol belangriker as sy werk en sy familie en as God, dan loop hy die gevaar om daai tweede ding, alkohol, te verloor, maar ook die eerste ding, sy werk, sy familie en miskien wegdwaal van God en geheel en al verlore of afvallig raak. So die beginsel wat Lewis hier by ons wil tuisbring, is dat ons as gelowiges weer moet leer om die eerste dinge eerste te plaas. So ons prioriteite as kinders van God reg te sit. En hoe ons dit doen, is deur te kyk na die piramide. God is eerste, en die najaag van 'n goddelike lewe, dis die belangrikste. Dis wat ons as gelowiges geroep word om te doen, om ons hele lewe te vorm na die beeld van Christus. So dis die eerste ding wat ons moet jaag. Dit is eerste op ons piramide. Dan familie, want God voeg ons as familie bymekaar. So ons familie is tweede, of tweede hierdie paradigma. Daarna ons werk, of eintlik eers kan mens ook sê ons die verbondsgemeenskap, bedoelende die kerk en die weier gemeenskap van gelowiges, daarna die werk ensovoorts. En so kan jy bepaal wat is eerste en wat is tweede. En dan moet ons leer om die eerste dinge eerste te plaas. En hierdie beginsel is belangrik vir ons kinders, want dit leer ons kinders om die liefde van God altyd eerste voorop te stel, bo enige aardse strewe op hierdie aarde. So, ons moet ons liefdesrang skik volgens die wil wat God vir ons lewens bepaal. En hoe besef ons wat God se wil vir ons lewens? Deur die rykdom van sy woord. So dit wat C.S. Lewis leer oor die beginsel van eerste dinge eerste en tweede dinge tweede, is maar net so 'n illustrasie. Ja, daar is hy. So, daar sien julle die kruis is heel bo en van daar af vloei al die ander kunste en al die ander dinge wat ons in hierdie lewe mee besig hou. Ons gaan later kyk na kunste, ons gaan later kyk na romans en werk en familie, maar al hierdie dinge Domie Skutte ook aangehaal. En wanneer ons as gelowiges 'n werklike waardering het vir wie God is en wat hy in sy woord beskou as waar en reg en skoon, dan sal al die ander dinge in ons lewens ook daardie deugdes weerspieël. So wanneer ons besef God is die absolute norm van waarheid
en goedheid en skoonheid, sal selfs ons kunswerke iets daarvan wys en aantoon. En ons werk, en ons familie, en ons romanse, ons sal nie net 'n werk kies vir die geld daarvoor nie, maar ons sal altyd die wil van God voorop stel. En selfs in ons werksplek, daar ook die eer van God bly bevorder. Goed. So dis die beginsel van Loos. En ons sien dit ook in die skrif. Daarso in Matteus 6, met die bergpredikasie, dan leer Christus talle wysheidsspreuke, hy leer vir ons die saligspreuke, maar dan kom hy hier in die einde van hoofstuk 6 en hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So moet julle nie bekommer oor al die dinge in die wêreld nie, maar wat is ons eerste prioriteit? Soek die koninkryk van God. Dit behoort die dryfveer vir ons as gelowiges te wees. Goed. Dit bring ons by die orde. Nou, hierdie is Pieter Kreeft se toepassing op goedheid, skoonheid en waarheid. Nou, skoonheid, sê hy, is tweedens ondergeskik aan waarheid, en waarheid is weer ondergeskik waarheid, skoonheid is ondergeskik aan goedheid, en goedheid ondergeskik aan waarheid. So, as ons werklike goedheid in ons lewe wil speel, moet ons eers die woord van God deeglik gaan bewaar, of gaan bestudeer. Want skoonheid is belangrik, hy sê skoonheid is baie goed, dit is baie goed om mooi dinge te sien en mooi dinge te waardeer. Maar die gevaar is, dat sonder goedheid en waarheid, kan ons mislei word na 'n valse skoonheid. Dis wat Dominee Skutte so mooi aangehaal het met baby. As mens nie werklik deurdronge is van die waarheid van God se woord nie, en ons nie God se goedheid deur die gees van bewus word nie, dan gaan sulke dinge vir ons mooi word. En lelike kuns gaan vir ons mooi word. En selfs, mens kan nog verder gaan, immorele dinge gaan vir ons mooi word. En mens sien dit in die wêreld. In baie dele van die wêreld is hoerery vir die mens baie mooi. In sommige lande word dit selfs geloof. Maar dis omdat hulle nie 'n goeie bewustheid het van wat waarheid en goedheid is nie. Hulle het waarheid en goedheid verloor. En daarmee saam van skoonheid 'n afgod gemaak. So, morele goedheid is die fundament om skoonheid te waardeer. Dis die lens waardeur ons skoonheid werklik kan begryp. So, goedheid beïnvloed ons karakter en suiwer ons bedoelings, sodat ons skoonheid kan waardeer sonder om dit 'n afgod te maak. So dis wat Pieter Kreeft sê oor die orde van hierdie deegtes. So nou kom by die toepassings. Net 'n laaste persoon wat ook die temas aanhaal, Wilson, praat ook oor waarheid, goedheid en skoonheid. En hy wys ook maar net, waarheid is die belangrikste. Daardeur weet ons wat is ware goedheid en wat is ware skoonheid. Dis maar dieselfde wat Kreeft aanhaal. So waarheid is ons fundament. So met ander woorde, geliefde vriende, ons moet ons verstand suiwer van alle dwaasheid en weer werklike waarheid bestudeer. En waar kry ons werklike waarheid? In die skrif van die Here. So ons moet weer weet wat waar is. Sonder waarheid is ons morele kompas gebaseer op leuns. Goedheid vorm die karakter. Kennis van waarheid lei tot 'n regte optrede, 'n goeie karakter, 'n goeie etiket. Goedheid mesmereer en suiwer ons begeertes. So waarheid leer ons wat goed, om ware goedheid na te streef, suiwer ons begeertes en dit bring ons by ware sigbare skoonheid. Want wanneer ons waarheid in ons harte het en die goedheid weerspieël, dan word dit skoon en sigbaar vir die wêreld daar buite. So wanneer ons karakter goed is, kan ons skoonheid geniet sonder om dit te wil besit of misbruik. En so sal julle dan aan julle vrugte ken. Matteus 7. Goed.
So ja, net weer 'n aanhaling van wat ons ook nou sopas gesê het. Skoonheid lok ons, waarheid transformeer ons en goedheid weerkaats vir God. So dis die 3 deugdes wat ons in die Bybel vind in 'n neutedop. Maar nou hoe pas mens dit toe? Waarheid. Johannes 8 vers 31 tot 32. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. So, die Bybelse fondasie vir waarheid, waarheid is nie maar net blote abstrakte filosofiese term nie. Die waarheid is omvang in die persoon van God. Die woord, sien daarso in Johannes 1 vers 14, die woord het waarheid geword, of die woord het in Christus uit homself geopenbaar, en daarom is Christus ons absolute standaard van waarheid. En kennis van waarheid is dan ook belangrik, want die Bybel roep ons op, Spreuke 1 vers 17, vrees van die Here is die beginsel van ware kennis. En daarom dat ons ook ons kinders moet leer om die Here in waarheid te aanbid. En daarom sien ons die praktiese toepassing daaronder. So die praktiese toepassings, hoe kan ons kinders leer wat is absolute waarheid? Absolute waarheid, soos gesien het, is in die Bybel. So hoe leer ons kinders wat is waar? Bybelstudie. Getroue Bybelstudie. Huisgodsdiens waar ons tyd afstaan om die woord te bestudeer. Nou, ons moet op 'n tyd dalk vir Prof Kose kry. Hy het ook 'n mooi aanbieding oor hoe mens die Bybel bestudeer. Daar's 2 maniere basies. 'n verkennende lees waar ons die Bybel van begin tot einde deurlees. En dan is daar ook 'n Bybelstudie waar jy in diepte insak in die waarheid van die skrif. Ons moet beide hierdie doen om ons kinders op te voed in wat die Bybel sê is absolute waarheid. So, Bybelstudie. 'n tweede belangrike praktiese toepassing om waarheid tot die besef van waarheid te kom, is 'n eerlike belydenis van ons sonde en ons dwaasheid. Want ons is dwaas. Ons dink ons is hierdie sondelose mense. In wese is ons in sonde ontvang en gebore en ons weet niks nie. En so die eerste stap tot ware wysheid is om ons eie dwaasheid te erken en na God te kom en deur gebed in hom te volhard. En dan volgens Efesiërs 4 vers 15 om ook die waarheid in liefde te dien. So om nie soos die duiwel die waarheid te verdraai nie, maar om waarheid te dien deur die waarheid lief te hê. En dis 'n baie belangrike beginsel wat ek dink ons ook lees in Johannes Calvin se institusie wanneer hy die 9de gebod oopbreek. Hy sê die 9de gebod gaan nie net oor valse getuienis nie, dit gaan oor om die waarheid met absoluutheid lief te hê. Ons moet die waarheid lief hê met hart en siel en verstand. En dis waartoe ons opgeroep word en dis ook waartoe julle opgeroep word, is om te besef waar is waarheid en dis in die skrif. So bestudeer die woord van God. Dis ook nie 'n vreemde gedagte nie. Ons lees ook by Abraham Kuyper. Daar is geen duimbreedte van die hele menslike bestaan waaroor Christus, wat oor alles soewerein is, nie uitroep myne nie. So daar's geen duimbreedte van hierdie ganse heerlikheid waarvan ons Here Jesus Christus sê dit behoort aan my nie. En daarom word ons opgeroep as gelowiges om werklik te herdink. Ons word geroep om deur die waarheid van die woord van God weer 'n Bybelse raamwerk vir ons lewens te skep. Ons moet die wêreld sien soos God dit in waarheid gevorm het. So ons herontdek die woord, ons lees dit, ons herbesin daaroor, ons dink na oor die waarheid wat in die woord opgeteken is, en ons herbou ons lewens volgens daardie waarhede. Goed, so julle verstaan dit, hè? Ons herontdek wat in die skrif staan, ons dink daarna oor, en ons herbou ons lewens en die lewens van ons kinders. Ons rig dit in volgens die waarheid wat in God se woord vir ons opgeteken is. En dit bring ons by goedheid. Hoe kan ons dit prakties toepas in ons lewens? Hierin sal almal weet
dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Nou, ek het my hele skripsie gedoen oor Tolkien se lewens- en wêreldbeskouing in sy Lord of the Rings. En daarin sien ons ook hierdie 3 deugdes van waarheid, goedheid en skoonheid. En wanneer dit by goedheid kom, dan skryf Tolkien en mense oor hom. Hulle sê ware goedheid is om as 'n Christen heldhaftigheid, braafheid na te streef in hierdie wêreld. So wat beteken dit? Wel, dit beteken in eerstens om God se karakter ons eie te maak. So goedheid is gewortel in God se wese, Psalm 34 vers 9. Omdat hy goed is, roep hy ons op om daardie selfde liefde en barmhartigheid wat hy aan ons gewys het, uit te straal in die lewe daar buite aan ons naastes. So ons word ook geroep, net soos God uit sy goeie guns sy hand na ons uitgesteek het, word ons geroep om ons hand ook na mense uit te steek. Die ware geloof lei onvermydelik tot dade. Ons kan nie net sê ons streef na goedheid na, maar ons leef dit nie uit in die wêreld daar buite nie. Daar waar ons werk, daar waar ons woon, daar waar ons skool gaan, daar waar ons studeer, wat ook al ons doen, daar moet ons sigbaar uitstraal dat ons Christus se karakter deur die werking van die Gees in ons het. So dit lei tot aktiewe beoefening in goedheid. En dit vat oefening. Ek het dit ook ergens gelees, maar dit vat inoefening. Mense kry dit nie altyd die eerste keer reg nie, maar dit is 'n goeie atleet wat aanhou oefen om homself te verfyn in sy vaardighede. So moet ons ook self inoefen in hierdie deugde. So hoe doen ons dit? Praktiese diensbaarheid. So goedheid word sigbaar in diensbaarheid. Heldhaftigheid kom deur die vrug van die Gees as deel van ons hele lewensuiting te maak. So dis ware heldhaftigheid, dis ware braafheid, wanneer ons die vrug van die Gees uitstraal in ons hele lewe. Maar ook wanneer ons sorg vir die armes, die weduwees en die kwesbares, ook wanneer ons reg laat geskied aan die verdruktes, byvoorbeeld in die hof of by die werkplek of by die skool. So om ware goedheid na te streef en ons kinders te leer wat ware goedheid is om hulle te leer hoe Christus opgetree het en om dit ook te weerspieël. En dis wat vir ons 'n lieflike uitkyk skep op die lewe in Christus. Wanneer ons die werklike waarheid toepas en goedheid uitoefen, dan weerstraal ons lewe in Christus. Nou, ek weet nie wie van julle weet wie daai skildery skilder. Wie se skildery is dit? Wie weet? Iemand het gesê hulle skilder hierso. Ek kan nie onthou wie nie. Ken julle dit nie? Okay, as gaan nou daarby kom, dink maar so lank. Maar dit bring ons by skoonheid. Die hemel vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Nou die Bybelse skoonheid lei nie bloot tot die uiterlike nie, maar wys na God se heerlikheid, die Hebreëse woord kabod. Christus is die afskynsel van God se heerlikheid. So ware skoonheid word gevind in wie God is. Hy het die wêreld immers goed geskape en hy het die wêreld geskape, dan sê hy dit is baie goed. En ons sien iets daarvan, die Here kyk na sy skepping en hy sien die pragt en die mooi van sy skepping en dit was vir hom mooi. So goedheid of skoonheid is deel van God se karakter en daarom Christus is die afskynsel van sy heerlikheid, Hebreërs 1 vers 3, en in sy aangesig sien ons die kennis van God se heerlikheid. En dit behoort ons, dis aantrekkingskrag tot waarheid. So wanneer skoonheid, wanneer ons as gelowigheid skoonheid in die wêreld uitoefen, ons gaan nou kom oor hoe ons dit prakties kan doen, dan wys ons na die heerlikheid van die Here. Domie Skut het ook daarna verwys, ons moet deur ons kunste die Here verheerlik, sodat die mense daar buite hom kan sien en nie my nie. So hoe doen ons dit? Die praktiese toepassing daarvan, aanbidding as reaksie van God se majesteit, so ons aanbid hom vir wie hy is en wat hy gedoen het. Dus ons aanbid nie die skepping self nie, ons aanbid die God wat dit gevorm het. En dis 'n ander belangrike ding van die lewe, die uitkyk van die Christelike lewe. Ons kyk na die skepping, ons sien die mooi, maar ons word nie verblind deur die mooi nie. Ons sien die mooi van die skepping en ons weet
My God het dit gevorm. So 'n waardering vir die kunste, die musiek en die natuur, en om die skepping te sien as God se kunswerk, wat sy handtekening dra, Romeine 1 vers 20 tot 21, wat ook sê, ons kan deur die natuur iets van God se wonderlikheid en sy majesteit besef. En dit bring my by 'n ander belangrike beginsel, Calvinisme en die kunste. Nou, in een van die briewe kritiseer Calvin die mense wat na skilderye kyk. Hy sê, ag, julle is maar soos mense wat skilderye kyk. En dan sê baie mense, Calvin het nie regtig die kunste waardeer nie, want hy het ook baie van die beelde wat in die kerke is, het hy verwyder. Maar dis nie heeltemal die waarheid nie. Calvin het nie die kunste onwaardeer, en hy het nie die kunste probeer verwyder, omdat hy nie van kunswerk gehou het nie. Hy wou eerder dit verwyder, sodat die gelowige, deur hul lewens- en wêreldbeskouing, ware kuns daar sal stel, wat tot eer van God sal dien. En dit is ook wat Abraham Kuyper sê. Kuyper sê, kuns is 'n genadegawe, wat vanuit die hand van God kom. Net soos God uit sy goedheid, uit sy genade, dit laat reën oor die heiden en die gelowige, so gee hy ook aan ons die vermoë om kunswerk te doen, wat hom verheerlik. So kunswerk is ook nie iets wat ons ligtelik opvat nie. Die skone kunste is onder die lewensveer van Christus, en word daarom deel van die gelowige se manier hoe ons kan uiting gee aan ons lof en aanbidding van die Here. So daarom sê William Edgar, Johannes Calvin het 'n goeie lewens- en wêreldbeskouing daargestel, wat die kunstenaar inspireer om die wêreld vanuit die waarheid van God se woord te interpreteer, sodat hy daardeur iets van die skoonheid van God se skepping kan uitstraal. So ons kunswerk, wat se kunswerk ook al ons mag doen, is veronderstel om ons geloof, die skoonheid van God uit te straal. En ons sien dit prakties in 'n paar figure. So daar's 'n paar beelde. Nou, hierdie William Edgar, hy wys ook daarop hoe die Calvinisme deur die eeue kunswerk geïnspireer het. So julle sal sien daar in die skilderwerk, een van die, na my mening, beste mense wat geskilder het in die geskiedenis was Rembrandt van Rijn. En Rembrandt van Rijn was hier in die 1600, 1700, 'n Hollander, wat diep geraak was deur die woord van God. Hy het 'n werklike liefde gehad vir die waarheid, 'n werklike liefde gehad vir God se goedheid, en dit het hom geïnspireer om van die mooiste kunswerk in Europa daar te stel. Nou hierdie kunswerk, daai fotootjie van hom daar, jy sal sien daarbo, Rembrandt van Rijn, dis genoem De Nagtwag. Julle kan maar 'n bietjie gaan oplees daaroor, en daar in hierdie skilderwerk sien julle al klaar iets van sy absolute liefde vir God se woord. So hy gebruik 'n baie goeie tegniek wat baie min skilderye kunstenaars vandag het. Hy gebruik lig en skaduwee om sekere figure te beklemtoon. Nou julle sal sien daar in die middel is daar twee figure wat hy beklemtoon, twee generaals wat groot gelowiges was. En hulle word belig, want hulle stap in die lig met vaste vertroue in God en wie die Here is. Hulle is vasversekerd van God se soewereiniteit, en daarom is hulle rustig, terwyl daar in die skaduwee in die agtergrond die mense te kere gaan en opskudding maak vir oorlog. So terwyl die mense in die skaduwee regmaak vir oorlog, staan die twee helde in die lig, vasversekerd van God se soewereiniteit. En so sien ons hoe Rembrandt van Rijn in sy kunswerk die Here verheerlik. Hy wys op God se goedheid en God se waarheid. Selfde met Jacob Hendrik Pierneef, hy was 'n Suid-Afrikaner. Hy was ook 'n groot gelowige, baie lief vir die Here, ook baie lief vir die Suid-Afrikaanse landskap, veral die Transvaal, en daarom skilder hy van die mooiste kunswerke, en dan sê hy baie keer, hy probeer net iets van God se skoonheid vasvang in sy kunswerk, in sy gebrekkigheid, probeer hy iets daarvan regkry. En kyk na sy skilderye en jy sien iets van die mooi skepping
van God se natuur. Maar boonop skilderwerk is daar ook nog die kragtige digters in ons land, ons eie land se geskiedenis. Ek het nou maar net ons land gevat. Nou daar in die middel sal jy sien sy foto is 'n bietjie groter as die ander, want ek het 'n bietjie 'n groter liefde vir hom. Tosius, die kragtige digter Tosius wat ook Afrikaans half op die kaart gesit. Nou, ek weet nie wie van julle bekend is met Tosius se gedigte nie. Wie ken sy gedigte, lees dit gereeld? Niemand. Julle sing daarom dit almal met die psalms, maar buiten vir dit, ja, gaan lees bietjie sy gedigte, gaan lees die psalms net deur as digkuns, gaan koop van sy digbundels en daarin sal julle ook sien iets van 'n werklike absolute liefde vir God, se waarheid. Hy was vasgeanker in die waarheid van die woord. Hy was 'n groot dopper, so vir die doppers hier, dis 'n skande dat julle nie so baie van sy goed lees nie, maar hy was 'n groot liefde vir God se waarheid. Hy het iets van God se goedheid ook weerstraal in sy digkuns. Byvoorbeeld, ons ken ook die verhaal van sy eie kind wat met weerlig geslaan is, dan skryf hy 'n gedig vir sy vrou, waar hy ook sy hart oopmaak teenoor sy vrou en besef dat sy 'n groter verlies gely het as hy. So gaan lees sy digkuns. In sy digkuns begryp mens iets van sy absolute liefde om God te dien in hierdie vaardigheid wat hy geniet het. En dan hy het self 'n NP Lou van Wyk ook geïnspireer. Nou NP Lou van Wyk, ook 'n gelowige, hy's bietjie meer van 'n vrydenker, maar tog in sy eie woorde ook 'n diep gelowige wat die Here liefgehad het, en mens sien dit ook in sy digkuns. Daarom dat sy digkuns ook baie mense vandag aanraak. En dan in die musiek, nou daar's 'n Franse komponis, Louis, ek gaan nie sy van probeer uitspreek nie, iemand wat wil help daarmee is welkom. Maar Louis het ook baie van die Geneefse psalters se begeleiding gemaak. So en hy het 'n groot werk daar gedoen om ook daarin en deur sy komposisies die eer aan die Here te bring. Ook Bach, nou Bach was meer 'n luteraan, maar hy was ook onder die kalvinistiese kringe baie waardeer. Nietemin, sy liefde vir God het hom ook gevorm om van die pragtigste komposisie te formuleer. En so sien ons hoe die kunswerk die eer aan die Here kan bring, en daarom dat ons vir onsself, maar ook vir ons kinders moet leer om in alles wat jy doen die eer aan God te bring. Want soos Abraham Kuyper sê, daar's geen duimbreedte waarvan ons Here Jesus Christus sê, dis nie myne nie. Dus selfs in ons kuns, in ons musiek, behoort Christus geëer te word vir wie hy is. Goed, samevatting en toepassing. Ek sluit vir ons af. Goedheid, waarheid, goedheid en skoonheid, hulle hou met mekaar verband. So waarheid lei tot goedheid. Goedheid weerspieël skoonheid. En skoonheid trek weer ons nader na waarheid. So hierdie kring vul mekaar aan. As een van hierdie goed ontbreek, dan sit jy met 'n halwe kring, 'n kring wat nie voltooi kan word. As jy waarheid en goedheid het, gaan jy 'n skewe vorm van skoonheid hê. Jy gaan dit skeef trek soos die moderne wêreld vandag. Maar as jy skoonheid en goedheid het, maar jy het nie waarheid nie, dan verafgod jy skoonheid, want jy doen dit nie in die waarheid van God se woord nie. So al drie hierdie is belangrik om dit deel te maak van ons hele lewensuiting. So waarheid, ons het gesien woord studie en kategese, soos Dom Johan dit ook aangeraak het, dis om die verstand te vernuwe. So soek waarheid bo ons eie opinie. Goedheid beteken om diensbaarheid of diensbaar te wees in geregtigheid en etiese keuses te maak in die werkplek en in die gemeenskap. En al ons gaan weet wat is ware, goeie etiese keuses, is deur waarheid te ken. En skoonheid deur ons liturgie, soos Dom Johan ook aangeraak het. Liturgie bring 'n waardering vir die kuns en die natuur as 'n venster op God se heerlikheid. En daarmee kom ons as gelowiges bring daarom die eer aan ons God, solank as wat ons lewe het. Baie dankie. Is daar enige vrae of opmerkings? Julle reg.
Goed, baie dankie julle. Terwyl ons kom ons staan en sluit ons af. O, het Jurgen se vraag. Ekskuus Jurgens. Jurgen? Ja, so in die daaglikse lewe, ja, selfs daar waar jy sit by jou werk, of jy nou maak nie saak wat jy doen nie, of jy nou weld en of jy nou programme tik, daar kom hierdie 3 deegtes ook na vore. Want as jy werklik in die deegte van waarheid besef, God gee vir my die vermoë om te kan werk, dan gaan jy dit doen met 'n goeie gesindheid. Jy gaan dit doen met 'n absolute liefde en jy gaan jou die beste vermoë doen. So as dit nou sê nou maar die rekenmeesters hier is, jy gaan jou beste werk doen om dit so volledig as moontlik te doen, want jy weet God gee dit vir jou as 'n gawe om hom mee te eer. En wanneer jy jou werk so volledig as moontlik doen, dis die mooiste werk. Dis skoon. So dis dalk nou nie kunswerk nie, maar dit is in 'n vorm kunswerk. Ek's weer nie goed met wiskunde nie. So digkuns is dalk weer my spesialiteit, maar wiskunde nie. So die wat somme 100% goed doen, daar is iets moois daarin vir iemand soos vir my. So en wat ook al jy doen, skaapskeer, wat ook al, jy doen die beste wat jy kan, want wat sê die woord van God? Dis 'n wonderlike genadegawe waarmee ons hom kan eer. So maak nie saak wat ons doen nie. Ons is veronderstel om hierdie 3 deegtes in al die fasette van ons lewens te weerspieël. So as jy hier buite rondloop en iemand gee vir jou iets en sê jy dankie, dis 'n goeie karaktereienskap. Maar ons weet ons moet dit doen want die Bybel, die woord van God, vereis van ons liefdadigheid of eis van ons liefde teenoor ons naaste of goedheid of goedgunstigheid teenoor ons naaste, daarom dat ons in goedheid wandel. So ja, Jurgen, dit beïnvloed al die fasette van ons lewe. So hoe kan jy waarheid en goedheid, hoe lei dit tot skoonheid in die werksplek? Deur die beste te doen wat jy kan van wat van jou verwag word. Goed. Watter mate moet mens skoonheid najag? Ek bedoel soos kom ons kyk net soos die Afrika. Daar's in die laaste 30 jaar hoeveel Afrikerke gebou, wat van die grond af gebou is, maar gewoonlik was die geval geweest dat die fondse nie noodwendig daar was nie. Ons het skaars, ons het maar eintlik 'n stoor gebou met 'n simpele dak sodat ons net iewers het om kerk te kan hou. Maar oor die laaste 30 jaar, ons het nou kerk, hoekom gaan ons nou aanhou en pleister en mooi maak en keepels bysit en ons het nou kerk. Moet ons nie daarop verder bou, of as ons nou 'n nuwe kerk bou, sê goed, hier is die plan om verder te bou en skoonheid na te jaag. Ja. En ons kerkbou spesifiek is nog een voorbeeld, maar jou huis. Ja, en alles, ja, en al die Ja, ek dink dit is ook belangrik, dis ook Kreef te sê, mens moenie skoonheid veraf wanneer jy is loos. Hy sê mens moenie skoonheid veraf God nie. So skoonheid bly altyd ondergeskik aan waarheid en goedheid. So wat was die AP Kerk se beginsel? Ons wil 'n kerk bou waar ons die Here kan eer en kan dien. En dit gaan nie altyd oor die kerk gebou nie. Ons beginsel was dit gaan oor die waarheid wat verkondig moet word sodat die mense kan kom aansit, die woord kan ontvang, die sakramente kan ontvang. So dit was die beginsel. So daar's iets waar daar binne, daar's iets goeds daar binne en daar's ook in 'n mate iets moois daar binne. Maar ja, dit kan ook uiting gee aan mooi geboue of om later te verbeter. En ek dink Grootfontein is 'n voorbeeld daarvan. Ek weet nie hoe lank het hulle gewag voordat hulle gebou het. So ek dink daar's 'n goeie voorbeeld om iets, en dis 'n pragtige kerkgebou. En as jy daar verby ry, jy sien, wel hier word die Here aanbid. So ek dink daai is 'n goeie voorbeeld. Hulle het waarheid verkondig. Jy kon iets goeds gesien het wat in die gemeente gebeur. En dit het gelei uiteindelik tot skoonheid. En mens moet daar uitkom, maar ek dink skoonheid en die punt wat Loos maak, dis 'n natuurlike uitloop van as jy waarheid liefhet en jy streef na goedheid, is skoonheid die resultaat daarvan. So mens moet nie dit eers najag nie.
Ek dink jou prioriteit, dis daai hele tabel wat ek gewys het met die waarheid is die fondament. Daaruit kom, bou jy goed uit en dan vlieg skoonheid daar uit. En selfs die kerke wat nie kan bekostig om mooi kerkgeboue te bou nie. As hulle die woord en waarheid verkondig en hulle kom bymekaar en dit staan vol mense wat die Here aanbid, selfs in daai gebou, daar is iets moois daarin ook. Dit trek die oog. So ja, skoonheid is belangrik, maar dis nie die absolute nie. Dis tweede dinge. Soos Louis gesê het, eerste dinge, tweede dinge, tweede. Ek sal sê skoonheid is tweede. So jy plaas altyd waarheid bo dit. Streef na waarheid, leef goed uit, streef dit uit en skoonheid sal kom. Maar ja, ek dink en dis iets wat ek ook wil aanbring met hierdie tweede laaste skuif, jy weet. Pierneef het hier in die vroeë 1900s geleef. Wat het geword van die skilders, die skuldenaars vandag? Ek meen daar is kunstenaars vandag. Ek meen alles nie volop nie. Selfs met die digters. Kyk die digkuns wat vandag daar is. Dis gemors. Nie alles nie, maar daar's baie gemors. Waar is daai kragtige digters soos Tosius? So ek weet Jurgen wat jy sê, maar ek dink ook nie Tosius was net hy het die gawe gehad, maar hy het ook daaraan gewerk. En so ek dink ons almal hier kan in 'n mate ons talente verfyn. Die Here gee vir ons talente. Ons is net lui om dit te benut en dit te verfyn en dit te gebruik tot eer van hom. Ons almal het die talente. Ek glo dit nie vir een oomblik dat ek nie kan skilder of dat ek nie kan digkuns skryf of dat ek nie musiek kan instrument kan leer nie. Ek seker elkeen van ons as ons regtig werk daaraan, kan ons. Maar selfs al wil ons nie deur kunste dit doen nie, daar is baie maniere om dit nog steeds te doen. Maar ons kort weer kragtige digters soos Tosius. Ons kort weer mense soos Pierneef wat landskappe aan die mense daarstel wat net iets wys van God se almag. Ons kort weer mense wat nuwe komposie maak vir melodieë. Ons kort daai mense en ek dink die inspirasie is dat ons kinders dit leer. Leer julle kinders van jongs af om iets van die kunste uit te leef. Maar onthou, moenie dit daarby begin nie. Begin by waarheid. Lê eers vas wat is waar, sodat hulle die goeie karakter van God weerspieël en dan sal skoonheid daaruit vloei, maar mens moet ook dit daaraan werk. So nee, werk daaraan. Ons kan maar 'n digklap begin en dan kan ons die gedigte heen en weer stuur en kyk hoe vorder ons. Ja. Nee, ek dink jy's reg. Gaan nou by jou kom. Ja, jy is absoluut reg. Kyk, Tosius het 'n klomp, hy's soos NP Lou van Wyk en sy broer wat ook al Lou het hy geïnspireer. So hy het 'n paar eibers het hy geïnspireer. Hy het 'n paar digters geïnspireer. So hy en Lapont, hulle skryf pragtige digkuns en dit inspireer 'n volgende geslag om dit verder te vat. Hier in die 1930s kry jy kragtige digters in Afrikaans wat Afrikaans verder voer. Dis hartseer dat dit uitgesterf en ek dink net mense moet begin. Ek dink as daar een persoon is wat soos Tosius of Lapont of Celia die mense net weer inspireer tot byvoorbeeld digkuns of skilderwerk of wat ook al, dan kan dit meer mense inspireer om dit ook daai kunste op te neem. Maar ek dink dis waar die AP Kerk toonaangewers kan wees, want ek sien die AP Kerk juis want ons staan vir die waarheid. Ek sien iets baie goeds in baie van die AP Kerk lidmate, goeie karakters, mense wat daarna streef om die Here Jesus te verheerlik. En ek dink ons het die waarheid en goedheid al goed vasgevang. Dis nou net tyd dat ons as AP Kerk ook uitgaan en die kunste, en dit hoef nie net hierdie kunste te wees nie, wat ook al mens doen, maar wat ook alles wat julle doen, moet tot eer en verheerliking van God wees. So, ek stem saam met jou, maar ek dink mens moet begin, en dit sal
'n nuwe generasie na vore bring. Prof Alwyn het altyd gepraat van die derde Afrikaner en mens kan wag vir die derde Afrikaner oplewing waar die Here weer aanbid word en die Afrikaner volk weer in een na die Here toe kom. Mens kan wag daarvoor, maar mens gaan lank wag. So mens kan dit begin implementeer en dit is dalk nie in ons leeftyd nie, maar mens begin dalk net daai kettingreaksie vir die Afrikaner om weer die wonder, die pragt van God te begryp en terug te kom. So kom ons begin net. Ekskuus. Ja. Absoluut. Absoluut. Ja, as net so spesifiek nou hierdie kunswerk, jy is absoluut reg. So ja, dat in alles wat jy doen, Weld is 'n kunswerk. Ek kan nie swys om my lewe te red nie. So die mense wat dit goed en mooi kan doen, dis pragtig. 'n Mooi braaier wat geweld is baie mooi. Dis 'n kunswerk. So nee, dis absoluut. Ek stem 100% saam met jou. Ek het nie geweet van die entomologie nie, so baie dankie vir daai opbreek. Te bevorder. Ja, ek stem saam, ja. As jy digkuns lees, dan ondersteun jy digkuns en jy bevorder dit. As jy kyk na skilderye en jy koop skilderye, dan ondersteun jy dit. As jy die ou wat die braaier bou ondersteun jy sy kunswerk. So sien ek lus om te braai, maar die punt is ek stem saam met jou. So ondersteun die kunstenaars daar buite en bevorder die kuns op daai wyse. Pragtig, dankie. So, nog iemand? Julle reg. Baie dankie julle, waardeer die geleentheid. Ek skryf ook gedigte, so as iemand my digkuns wil lees, is julle welkom en dan my terugvoer te gee. En as dit mooi is, dan sal ek aanhou, as dit nie mooi is nie, dan sal ek harder probeer. Goed. Ja, dan moet ek maar gaan leer wel, dalk sal ek dit beter doen. Goed julle, kom ons staan en sluit ons af. Here, u woord is die waarheid. En ons het die waarheid lief. Want u is die waarheid, die weg en die lewe. En daarom bid ons dat u deur die Gees ons sal vernuwe om u goeie karakter te weerspieël in ons lewe. En daarmee saam, Here, vra ons ook dat u ons sal gebruik om u majesteit in die wêreld uit te dra, om u koninkryk te versprei en te bou. Want Here, u roep elkeen van ons met 'n heilige roeping, daar waar ons werk en waar ons woon, het ons die verantwoordelikheid om aan u die eer en aan u alleen die eer te bring. Ons loof u daarom vir hierdie voorreg wat ons het om op hierdie kamp by mekaar te kon kom, mekaar te kon verdiep en te kon sluit. En daarom bid ek, Here, vir elkeen wat op hierdie kamp teenwoordig is, dat u hulle sal gebruik daar in die wêreld waar hulle woon en werk. Dat u hulle sal behoed en bewaar. Dat u seën oor hulle sal uitstort. Bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.